Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, hier is Straatwys en ek is Dion Loos. Nou, dis die dag voor Kersfees en oral waar ek stap, sien ek familie saam met mekaar. Mense ry fiets en draf en stap hier langs die see en kinders lag met sout in hulle hare en baljaar in die lagoon en in die see. En daar's gazebo's op die strand en kole wat gloei en mense wat vleis braai en jy hoor 'n gelag rondom jou. En niemand jaag jou nie en niemand kyk op 'n horlosie nie. En dis daardie tyd van die jaar waar jy jou ponyster so klein bietjie kan losmaak van die druk van elke dag. Want die kinders het nie huiswerk nie en daar's nie toetse nie. Hulle hoef nie 8 uur in die bed te wees en jy hoef nie met hulle te beklei nie. Hulle kan selfs roomys eet voor ete en dis skielik aanvaarbaar. En ja, mamma mag daai ekstra glasie wyn drink sonder om skuldig te voel. Ag, en dis so 'n mooi tyd, dis regtig mooi, want mens voel baie keer dis hoe dit veronderstel is om te wees. Familie en vriende by mekaar. Maar daar is ook 'n ander kant van die muntstuk, want daar is mense wat in hierdie tye alleen is, mense wat alleen voel, mense vir wie hierdie tyd van die jaar nie lig is nie, nie lekker is nie, maar swaar op hulle rus, op hulle skouers. Nou Kersfees het 'n manier om daardie dinge oop te krap, né? Dit word maklike tyd van verwyte en selfverwyte, daardie stemmetjie wat sê, ag, as ek maar net, of ek moes eerder, of hoe het ek hier beland? Nou vir party van ons voel jou dag en jou jaar en jou lewe en selfs jou mense voel dit asof hulle jou dalk uitgespoeg het, né? Daardie diep rou gevoel van ek tel nie meer nie. En jy probeer jouself uit hierdie situasie uit verduidelik en jy maak allerlei redenasies en stories op en jy sê vir jouself, dis oukei, ek is oukei, ek sal altyd oukei wees. Maar 'n mens voel op 'n manier verwerping, né? En verwerping en daardie gevoel is nie iets wat mense sommer maklik wegpraat nie. Die gevoel dat jy nie saak maak vir ander nie, sny ons diep. Dit maak seer op plekke waarvoor daar nie altyd woorde is nie. En tog hier in hierdie seer is daar 'n paar eerlike vrae wat 'n mens moet waag om te vra. En die eerste een is ongemaklik, want dis maar waarby 'n ou moet begin. Om wel te sê, watter verantwoordelikheid het ek teenoor myself as ek so in die spieël van my lewe kyk? Want soms, nie altyd nie, maar soms is dit jou eie toedoen dat jy is waar jy nou is. Jou keuses, die rigting wat jy ingeslaan het, die aanhou jaag van iets wat jou al verder weggeneem het van die mense wat jy nou so graag saam met jou wou gehad het. En soms het jy nie verdwaal nie, soms het jy gegroei, weggegroei, en wanneer 'n mens nie saamgroei nie, raak die afstand nie net emosioneel nie, dit word 'n werklikheid, en dan voel jy dit in tye soos hierdie baie sterk. Maar jy hoef nie net daarby stil te staan nie, want die tweede waarheid is net so belangrik. Dis nie altyd persoonlik teenoor jou en op jou gerig dat mense nie saam met jou is nie. Die mense rondom jou het ook hulle eie reis, hulle eie lewe, hulle eie stories, hulle eie vrese en hulle eie drome. Jou kinders het hulle eie lewens, hulle eie vriende en hulle eie families en dalk skoonfamilies. En hulle het die reg om ook te wees, om ook te kies, om ook anders te leef. Nie almal staan noodwendig soggens op en besluit, maar vandag gaan ek jou uitsonder en jou seermaak noodwendig nie. Meeste mense is net besig om te oorleef, net soos wat jy is. En jy moet vir hulle daardie ruimte kan skep. En hier is die straatwys waarheid wat mens maklik vergeet. Wat jy vir jouself gun, moet jy ook vir ander gun. Soos iemand eendag gesê het, almal het die reg om hulle self te wees, totdat jy iemand anders se reg om hulle self te wees van hulle ontneem. Net omdat dinge nie na jou sin loop nie, beteken nie jy die reg om iemand anders se vryheid van hulle te ontneem nie. En nou kom ons by Kersfees self, die dag wat môre is. Want jy's hier waar jy dalk afgemat voel, waar jy dalk voel jy's uitgespoeg of vergete of onbelangrik, kom staan die boodskap van Jesus. Sy geboorte dra nie 'n boodskap vir die regte mense nie. Nie net vir families onder gazebo's wat lag nie, nie net vir mense wat vol tafels het en vol huise het met die mense wat vir mekaar omgee nie. Sy mens word sê vir almal, ook vir jou, en miskien veral vir jou. As jy vandag skaam voel oor jou jaar, oor jou lewe, oor jou eensaamheid, oor dalk die gemors wat jou lewe uitgedraai het, onthou dit, Jesus het nie in 'n paleis gebore, is nie in 'n paleis gebore nie. Hy het gekom daar waar mense in hulle swakheid is, in 'n stal, na plekke waar mense afgemat en uitgeskuif is. En nou kom die kieker.
As Jesus, die Seun van God, aarde toe gekom het, mens geword het, gelei het, geleef het en liefgehad het, het hy dit gedoen vir jou. Hoe kan jy dan vandag sê en voel dat jy waardeloos is? Ja, natuurlik kan jy moeg wees, ja, natuurlik kan jy seer wees, jy mag dalk alleen wees, maar jy maak saak. Kersfees fluister dit sag, wat sê, jy is nie uitgespoeg nie, jy is nie vergete nie, jy is nie alleen nie. En mag dit so klein bietjie troos vir jou bring, as jy saam met die mense is vir wie jy lief is, maak die meeste daarvan. Maar as jy alleen is, miskien is dit goed genoeg vir jou, om vandag te besef, dat Jesus het gekom vir jou, en daarom is jy besonder. So tot ons weer saam stap, ek hoop jy het 'n wonderlike dag, en tot ons weer saam loop, mooi loop.